Môre, môre, môre. Hoop julle het lekker geslaap en ek hoop jy het koffie en ek hoop jy was jou gesig en dat jy sommer jou bed opgemaak het en jou gordyne al oopgetrek het om die vars nuwe dag se lig in te neem in jou lewe. En hoe dit ook al sê julle, dis Vrydag. Ons het die einde van die week bereik, maar nie net dit nie. Dis die laaste Vrydag van November en ook ons laaste keer vir hierdie jaar waar ons bietjie saam met mekaar kan kuier rondom die Here se woord. Dit was 'n voorreg en 'n vreugde om deur die jaar so 'n stukkie saam met julle te stap in elkeen van julle se eie geestelike reis. En ek hoop die Here kon jou elke oggend vermurwe en jou elke oggend onderneem in sy goedheid en jou vashou in Christus. Dit was 'n goeie jaar gewees en mag ons regtig uitsien na 'n volgende, 'n nuwe, 'n beter jaar wat vir ons voorlê. Nou ja, ek gaan hierdie jaar dan vir ons ook vanmôre afsluit en ek gaan afsluit met Filippense 4 vers 4, baie bekende gedeelte. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dis natuurlik Paulus se woorde aan die Filippense. En julle weet, as Paulus hierdie woorde in Filippense sê, dan sit hy in boeye. Hy is in die tronk. Paulus is ingekluister. Hy kan nie beweeg nie, hy sit in 'n klein selletjie. En dan ten spyte van waar Paulus is, sê hy, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Nou weet julle, ons moet mekaar maar gedurig daaraan herinner dat Christendom altyd 'n kwessie van uitnemende blydskap is. Weet julle, daar's soveel mense daar buite wat onder een of ander wanindruk verkeer, dat Christene mense moet wees wat altyd in swart geklee moet wees en altyd suurgesig deur die lewe moet loop. En weet julle, die wêreld se blydskap is so oppervlakkig, soos die van die verlore seun in die ver land waar hy uiteindelik van honger toe ook wou omkom. En dan is daar daai vreugde van daai feesmaal toe hy teruggekeer het na sy vaderhuis. Daar waar sy pa vir hom gesê het, dit is hier waar jy behoort. En dit is hoe ware geloof regtig is. Geloof is 'n feesmaal, dis 'n vreugde blydskapmaal wat die Here saam met jou en my elke dag wil vier. Die bron van jou en my standhoudende blydskap lê in die Here. En dis deur die offerande van Jesus dat ek en jy kinders van God is. En Jesus sê in Johannes 16 vers 22, niemand kan julle blydskap van julle wegvat nie. Dis 'n blydskap wat net onvernietigbaar is. Hoekom? Want God het dit ingestel. Daarom kon Paulus ook uit die gevangenis uit vir hierdie Filippense sê, wees altyd bly in die Here. Ja, ons moet onsself gedurig herinner aan hierdie plig tot blydskap. Dit gee vir ons krag en dit gee vir ons entoesiasme vir die lewe. En dit vernietig sondige en neerdrukkende gedagtes. En dit help ons om ons beproewinge en ons swaar kry met waardigheid te dra. En dit maak van ons lewe 'n vertoonvenster vir Christus. En dit vertel vir die wêreld wie regtig in jou hart woon. Nou weet julle, dit is die volhardende blydskap wat die Here vanmôre vir jou en my gebring het. Dat ek en jy nie mivend hoef te loop nie. Dat ons nie te neergedruk in hierdie wêreld hoef rond te dwaal nie. Maar dat ek en jy met die kroon van oorwinning en met die liefde van God wat nêrens minder kan word vir ons of ooit kan vergaan nie, dat ons daarmee saam loop in hierdie wêreld. En mag ek en jy in die toekomende tyd wat kom, elke dag ons vreugde, ons geluk en ons saligheid in die Here vind. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, U is die bron van my blydskap en my vreugde. En ek loof U, want omdat ek 'n aandeel kan hê om daai blydskap myne te kan maak, om in 'n droewige wêreld 'n lig te kan wees,
om in 'n donker wêreld U lig te kan dra. Help my om dit elke dag te doen, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, julle, daar is ons jaar van hierdie stemboodskappe op sy kop. Die jaar het uitgeloop daarvoor, gaan so 'n bietjie net 'n blaaskansie vat, maar julle moet verseker weet, in die nuwe jaar, dan begin ons van vooraf, en dan gaan ons weer voort. Ja, en mag ek sommer vanmôre dan hierdie geleentheid gebruik, om vir julle elkeen te sê, mag die gelofte dag wat kom, vir jou herinnering wees, van wat se God ons dien, die een wat vir ons altyd in die doodstryd kom bystaan en vir ons uitkoms gee, en saam met dit ook, mag die feestyd vir jou 'n wonderlike stuk genade wees, van die herinnering van die geboorte van die Verlosser en die Immanuel van die wêreld. En saam met dit ook, mag julle uitsien na 'n voorspoedige en welgeluksalige 2026. Ons praat weer in die nuwe jaar. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag en naweek hê. Totsiens.